1 Johannes 3 vers 8 sê vir hierdie rede het die Seun van God gekom om die werke van die duiwel te verbreek. Nou daar's baie werke van die duiwel en ons gaan so 'n bietjie aan hulle raak, maar een van die werke van die duiwel is om haat te saai. Om haat tussen mense te saai, om haat te dryf. Kyk maar net in die toestand wat die wêreld is op die oomblik. Waar kom oorloë vandaan? Waar kom egskeidings vandaan? Waar kom moord vandaan? Noem die dinge. Dit kom as gevolg van die werk van die duiwel wat haat dryf. Haat word gedryf deur die duiwel homself. So haat staan regoor en in opposisie van liefde. God is liefde. En die enigste wapen wat ons as Christene kan gebruik teen ander mense, is die liefde van God. Want liefde ontwapen die vyand. Die vyand hy kan nie staande bly in 'n atmosfeer van liefde nie. En dis hoekom dit so belangrik is om in jou eie hart haat te kan identifiseer, sodat jy dan God se karakter en God se liefde kan uitleef na mense wat dit nodig het, wat juis haatlik is. 'n Hart wat 'n mate van haat in hom het, sal keer en sal nie die liefde van die Vader in sy lewe verstaan nie. Dit sal vir hom moeilik wees om dit te verstaan en dit te aanvaar. Dit sal moeilik wees om in daai liefde te kan lewe. En dit sal ook jou keer om die liefde van God na ander toe te kan uitleef, want jy kan nie gee wat jy nie het nie. As jy nie weet hoe om goedheid en liefde in jou eie lewe te hanteer nie, hoe gaan jy dit kan uitleef? My gebed vir jou vandag is dat jy die Heilige Gees sal toelaat om 'n lig in jou hart te skyn, sodat jy hierdie donker emosie van haat in jou hart sal kan raak sien as dit daar is. Haat is verdoesel onder 'n klomp klein emosiekies, as ek dit so kan noem. Maar daai klein emosiekies is juis jou cue dat dieper dinge aangaan wat eintlik haat wil wegsteek. So ek wil vir ons bid voordat ons aangaan. Heilige Gees, ek bid dat U lig sal kom skyn in die donker plekke in ons harte. Ek bid dat ons vandag die klein dingetjies, wat ons net as menslike goedjies wil toeskryf, menslike emosies wil toeskryf, vir ons rigtingwyser sal wees, sodat ons werklik kan vrykom van enige vorm van haat. Hoe klein of hoe groot dit ook al is, enige vorm van haat, dat U dit vir ons sal kom wys, en dat ons sal kan vrykom daarvan. Vader, ek bely vandag, dat haat my kan verander. En as ek dit nie stop nie, kan ek verander in iemand wat U nie bestem het vir my om te wees nie. Ek bid dat U enige area waar ons met onvergifnis, bitterheid en 'n hardheid van hart sukkel, dat U dit vir my sal kom wys, sodat ons in opregtheid 'n voorbeeld van U liefde en karakter aan ander kan wees. Wys ons waar ons ander bewustelik of onbewustelik seer gemaak het. Wys my waar ek weer moet vergewe die wat my seer gemaak het, sodat 'n wortel van bitterheid wat uit haat spruit nie in my eie hart sal groei nie. Kom wys my vandag, sodat ek ook vry en gesond kan wees, in Jesus se naam. Ek gaan vandag miskien dinge sê wat nie vir jou lekker gaan wees om te hoor nie, maar ek wil jou vra dat jy jou hart sal oopmaak. En as die Heilige Gees met jou praat, deur jou gewete vandag, dat jy na hierdie lering sal kan gaan, en kan gaan jammer sê, en kan gaan vergewe, sodat jy kan vooruitgaan in die lewe. Dis regtig my gebed, want vrymaking is so belangrik, en ons het nie meer tyd om te sukkel met hierdie klein jakkeltjies in ons lewe nie. Ons het nie meer tyd om aan te hang in die verlede nie. Die verlede is verby, maar die verlede oorheers ons hede, en ons moet net klaarmaak daarmee, sodat ons net kan aangaan in die lewe. So dis regtig my gebed vir jou, en ek wil jou bemoedig en aanmoedig, dat dit vir jou moontlik is, om werklik vry en 'n oorwinnaar te kan wees. Daar is 2 vorme van haat, en uit dit uit vloei
'n klomp verskillende manifestasies, maar die eerste een byvoorbeeld is selfhaat. En jy gaan nie glo as ek aan hierdie ding raak, hierdie selfhaat, hoe jy gaan besef dat daar selfs areas in jou lewe is waar jy selfhaat het. Die duiwel het 'n manier om ons oor onsself te laat voel wat nie is hoe ons oor onsself moet voel nie. En jy gaan sien hoe die impak daarvan op ons liggame en ons siege so negatief is en hoe selfhaat groei uit 'n plek uit van leuns wat in ons lewens ingeplant is. Nou die Bybel sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself en ja, jy kan net iemand lief hê en jy kan net iemand behandel soos jy jouself lief het en soos wat jy jouself sal behandel wil hê. As jy nie mense kan vergewe nie, as jy mense ignoreer en nie groet nie en nie al daai dinge, is dit hoe jy behandel wil word? So as jy jouself lief het, en as jy dan sê ek moet my naaste lief hê soos myself, dan moet ek mos 'n lewe lei wat getuig van die liefde van God vir my, wat vir my sê hoeveel ek myself kan lief hê. Want jy kan net gee wat jy het. Jy kan net lief hê in die mate wat jy jouself lief het. Kyk na jou verhoudings, kyk na jou familie, jou verhoudings met jou familie, kyk na jou verhoudings met jou vriende, kyk na jou verhoudings, en laat dit vir jou 'n rigtingwyser wees, van hoe jy, en hoeveel jy, jouself as 'n Godgeskapene lief het. Nou selfhaat word deur die jare, deur die duiwel in jou hart, met leuns geplant. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's dom, jy's lelig, jy's stadig, jy's vet, jy's kort, jy's lank, jy het krulhare, jy het reguit hare, en so, ek noem nou sommer 'n klomp klein dingetjies, maar jy weet, om nie goed genoeg te voel nie, is 'n reaksie op hoe jy groot geword het, hoe jou ouers jou behandel het, hoe 'n onderwyser jou behandel het, hoe jy net groot geword het, ryk, arm, wat ook al, en so het jy dan begin glo dat jy is net so waardevol, soos wat jou lewe was, toe jy jonger was, of hoe jy groot geword het. Negatiewe gebeurtenisse in jou lewe dryf selfhaat. Jy was afgeskeep, niemand het vir jou gelees in die aand nie, niemand het saam met jou gebid in die aand nie, jy het nie eens geweet waar jy gaan slaap in die aand nie, jy is mishandel, jy is verwerp, jy het honger gelei, jy was dalk gemolesteer, jy het dalk gesien hoe jou ouers mekaar slaan en vloek en skree, en jy het jou waarde gaan heg daaraan, dat as hulle met mekaar so kan praat voor my, is ek seker waardeloos. En dan kom plak dit, wat jy juis nie wil hê, ander moet van jou sien nie, aan jou vas. En dit wat jy nie wil hê, ander moet in jou sien nie, is dit wat jy in jouself haat. Ek ken nie die persoon wat glad nie 'n goeie kinderlewe gehad het nie, tussen haar ouers, armoede, daar's 'n klomp goeters, en die persoon vul haar lewe om na buite toe 'n beeld te skep, dat alles is honkie-dorie. So, sy en haar man het so baie skuld, omdat hulle die regte huis, die regte kar, die regte dat, die regte daai moet hê. Maar binnekant is dit eintlik vrot, want haar selfhaat het gemaak dat sy iets na buite druk, 'n leuen na buite druk van hoe haar lewe nou is, net sodat sy nie hoef vas te kyk in die klein dogtertjie of die klein seentjie wat sy of hy was, wat gesukkel het en so waardeloos gevoel het nie. So selfhaat maak dat jy naderhand ook in 'n leuen begin lewe. Dan selfhaat kom ook deur jou eie sonde in. Jy het al gehoor mense sê, ek haat myself dat ek dit gedoen het. Ek haat myself dat dit en ek haat myself vir dat. En jy sal met 'n alkoholist praat en die volgende dag sal hulle vir jou sê, ek haat dit dat ek so baie gedrink het gisterand.
Of ek doen berading en jy sal hoor iemand wat moontlik rondgeloop het in 'n huwelik, sal sê ek haat myself dat ek rondgeloop het in my huwelik. En daar is soveel dinge wat maak dat jy kan selfhaat self inbring in jou lewe, juis omdat jy hierdie dinge gedoen het deur sonde. Maar God is ook gereed om jou vry te maak daarvan en om sy liefde in jou hart uit te stort, sodat jy jouself kan lief hê, sodat jy regtig reël kan wees. En ek staan partykeer voor mense en ek dink, sussie, boetie, wees net reël. Weet jy hoe vry gaan jy wees as jy net sê, ja, ek wil nie meer in 'n leuen lewe nie. Ja, ek wil nie meer dat my verlede in my hede is nie. As ek as 'n kind arm was en mishandel was, en ek is nie vandag arm en mishandel nie, laat ek net lewe wat werklik is, en nie my lewe of na buite toe te probeer uitstraal as hierdie perfekte lewe waar niks verkeerd is. Nie een van ons het 'n perfekte lewe nie. En is so lekker om net met reël mense te kan wees. En mense wat met valse skanse en maskers en mure lewe, mense sien dit raak. En hulle wil hê jy moet iets van hulle glo, maar dit is net 'n rukkie en jy sien die ware persoon raak. En weet jy wat gebeur dan? Dan word daai persoon weer verwerp. Want hy kan net so lank 'n masker aan hê. Hy kan net so lank voorhou dit wat hy nie is nie. En dan haat hy homself net weer van vooraf. En so word selfhaat hierdie sirkel, hierdie vicious circle, wat net aan en aan en aan gaan. Die volgende vorm van haat is net, jy weet, gewone haat, as ek dit so kan noem. Maar dis kragtig. Dis gewone haat, maar dis kragtig. Enige haat, selfhaat of net haat na buite toe is so kragtig. En dit het so 'n impak op mense se lewe. Nou daar's een haat wat regverdige haat is, en dit is vir dit wat verkeerd is. Die Bybel sê dat God haat sonde. Die Bybel sê hy haat die man van geweld. Die Bybel sê dat God haat wat sonde aan mense doen. Want sonde is uit die duiwel gebore, dis ook wat die Bybel sê. En sonde gee heerskappy aan die duiwel deur en in mense. Sonde verwoes mense en kinders se lewens. Sonde is absoluut dit wat haat regverdig. Ons mag sonde haat. Jy is reg om sonde te haat, want God haat sonde. Ek haat die sonde van moord, verkrachting, boelies, plaasmoorde, korrupsie, verwoesting, steel, stropery, molestering, vernekering, egskeiding. Noem dit op. Jy kan 'n lys maak en jy sê, as ek kan sê wat ek haat in die lewe, is dit die volgende dinge. En jy gaan 'n klomp goeders kan noem. Ek het nou begin van die jaar, ek hou vreeslik baie daarvan om nuus te kyk, en ek lees wêreldnuus en ek bid baie daaroor, en die Here wys vir my sekere dinge wat in die wêreld gaan, so dan is ek so nuuskierig om te sien dat of dit wat die Here vir my gewys het gaan gebeur, of dit werklik gaan gebeur, en so ek hou daarvan, maar op 'n stadium, so aan die begin van die jaar, het ek veral toe hierdie Bibas gesinnetjie met die rooikop seentjies, toe hulle deur Hamas ontvoer is en so brutaal vermoor is en so, dit was my iets verskriklik. Dit het my so depressief gemaak dat ek regtig een dag moes afsonder en ek moes vir die Here sê, hy moet hierdie nou van my lig. Ek praat van die politieke situasie in ons land. Daar's 'n sekere persoon wat sekere haatlike slogans chant. Ek haat dit. En die persoon wat dit doen is 'n man van geweld. En God haat 'n man van geweld. Maar die Bybel sê ook dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het om ook vir daardie man te kan sterf. En ek weet nie wat is die uiteinde van daai man se lewe nie. Al wat ek weet is dat ek kan nie haat vir hom hê nie. Ek kan haat wat hy doen, ek kan haat wat hy sê, ek kan haat dat hy ander mense opstook om te haat. Dit is wat ek kan doen.
maar ek kan nie toelaat dat haat vir hom my so oorweldig, dat dit my binnekant begin verander, en dit maak dat ek begin haatlik optree nie. God is 'n geregtige God. He is a just God. En God sal, op die einde van die dag sal hy oordeel, en hy sal oordeel vel oor dit wat vir hom verkeerd is. En ons kan net God vertrou. En ek wil vir jou vandag sê, wanneer hierdie goed jou ook onderkry, gee dit vir God. Daai dag toe ek so gebid het oor daai rooikop seentjies en daai mamma, en dit het my so hartseer gemaak, dit was vir my so erg. En ek het net gebid en ek sê, Here, ek kan dit nie hanteer nie. Ek weet nie hoe om hieroor te voel nie. Ek weet nie hoe om hieroor te dink nie. My gedagtes het begin hardloop oor wat word alles gedoen aan hierdie mense wat in hierdie tonnels daar is, wat Hamas het. En ek moes dit net vir die Here gee, want dit het so gegroei in my, dat dit my uitkyk begin verander het. So ek wil vir jou sê vandag, dat dit wat in jou hart is, hierdie politieke leiers, of die moordenaars, of die persoon wat jou kind seer gemaak het, of wat ook al dit is, hierdie groot goed. Ek praat nie van hierdie klein petty goed, waar ons ook haat in ons harte laat groei nie. Ek praat van hierdie groot goed, wat jy amper nie 'n beheer van het nie. Wil ek vir jou sê, vandag word stil. Ervaar en sien hoe die Here dit van jou skouers aflig. Gee dit vir hom en sê, Here, ek kan niks daaromtrent doen nie, maar ek vertrou U, sodat daai haat nie in jou hart sal wortel skiet nie. Ek het met baie stikkende mense in my lewe al gewerk, mense wat so heeltemal gebreek is, dat hulle eintlik nie meer normaal kan funksioneer in die samelewing, as gevolg van hierdie verskriklike sondes wat ek nou genoem het nie. Ek het dan ook met mense gewerk wat so stikkend is aan hulle binnekant, maar 'n muur en 'n masker opgerig het, wat daai pyn probeer wegsteek het, en ek het ook 'n genade daarvoor, alhoewel dit alleen is. Maar op een of ander area en areas in hulle lewens sal hulle gesneller word. Hulle sal getrigger word en dit sal uitkom. Of dit nou drank is, of dit nou humeur is, of dit nou jaloesie is. Ek gaan nou by al die manifestasies of die vrugte van haat uitkom, en dan gaan ek vir jou mooi vertel. Maar ek het met sulke mense ook al gewerk, en hulle sienswyses en hulle reaksies en hulle karaktereienskappe sal op 'n stadium getuig van die pyn wat hulle in hulle harte dra, en dit sal uitkom. En dit sal uitkom op die manier jy so hulle ander mense behandel. 1 Johannes 4 vers 20 sê, hy wat sy broer, en ek gaan sommer bysit, suster, skoonma, skoonpa, niggie, neefie, ma, pa, oom, tannie, ouma, oupa, haat, enige mens haat, het God nie lief nie. Want hy wat iemand kan sien en hom nie kan lief hê nie, kan nie vir God wat hy nie kan sien nie, lief hê nie. Het jy al ooit dan daaraan gedink, dat wanneer jy so 'n sterk iets teen iemand het, dat jy hulle nie eers by jou huis wil toelaat nie, dat jy hulle blok op allerhande sosiale platforms, dat jy hulle uitsluit in die lewe, dat jy hulle beskinder en beswadder, dat jy so eie geregtig is, dat jy nie eers vir mense kans gee om reg te kan maak, 'n verhouding te kan probeer bou nie. Het jy al ooit daaraan gedink dat dit 'n teken is, dat die liefde van God nie in jou hart is nie? Ek staan partykeer verstom oor die haatlike optrede wat mense teenoor mekaar het. Ek vra partykeer vir mense, jy's in hierdie beradingssessies, sê vir my die een ding wat so verskriklik erg was, wat hierdie persoon aan jou gedoen het, dat jy hom afgeskryf het, dat jy hom geblok het, dat jy niks met hom wil te doen hê nie. En weet jy, ons moet regtig dit vir mense vra, want mense het dit so maklik begin maak deesdae, om hulle self te regverdig, om net mense uit hulle lewens uit te sny. En die nuutste woord wat deesdae gebruik word, om iemand so te shun is, ek het gesonde boundaries. Ja, en ek stem heeltemal saam, maar gesonde boundaries is gereserveer vir toksiese, abusive, aggressiewe mense. Dit is nie vir mense wat miskien vir jou in jou lewe inspraak het, en vir jou sê, hoorie, kyk na daai area in jou lewe, of mense wat soos die Bybel sê, mekaar skaaf nie,
Maar mense skryf mense af, omdat hulle geskaaf word. Omdat hulle te trots is, en hulle wil hierdie perfekte, daai lewe wat ek nou vir jou van vertel het, hierdie leenlewe, hierdie persoon begin raak sien wat eintlik agter die skerms is. So ek gaan eerder hierdie persoon shan en afskryf en blok. En gewoonlik wanneer dit gebeur, en die meeste van die tyd wanneer dit gebeur, is wanneer die ware jy geopenbaar word, juis aan hierdie persoon wat dit begin raak sien. En dit is dan jou vlug, jy vlug dan, want jy kan nie deel daarmee, dat jou perfekte lewe op die einde van die dag nie so perfek is, soos wat jy dink dit is nie. En as iemand wat in die bediening staan, wil ek ook vir jou sê, dit gebeur ook. Mense ontvang van jou, solank as wat hulle ore gestreel word, en hulle hierdie liefde ervaar, en jy vir hulle kan profeteer, en bid, en al die dinge, maar die oomblik wat jy begin inspreek in hulle lewens, in areas wat moet verander, moet geskaaf word, dan is jy die vyand. En ja, dit gebeur, en ons mense wat in bediening staan, moet partykeer maar harde velle hê, en ons moet maar die Here net vertrou, en dat dit maar soos water van jou rug afloop. Die Bybel sê, niemand kan twee Here dien nie. Dit staan in Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee die Here dien nie. Hy praat nou spesifiek daar oor mammon en oor God, maar ek wil sommer ook net sê, jy kan nie liefde en haat dien nie. En liefde is 'n vorm van aanbidding. En dit beteken haat is ook 'n vorm van aanbidding. So ek vra vir jou, wie en wat aanbid jy, wanneer jy so liefdeloos en so in hardheid van hart kan optree teenoor ander mense? Haat word gedryf deur twee spesifieke dinge. En die eerste een is trots, en die tweede een is onvergifnis. Trots is, niemand herken ooit hy's trots nie. Ek het 'n salwingsolie gemeng nederigheid, en dan het jy nou 'n proklamasie, en sê, Here, ek bely enige trots in my lewe, en ek kom salf myself vandag met nederigheid. Niemand koop oor daai olie nie, want niemand sal ooit erken dat hy trots is nie. Nou, ek het so 'n sê ding, of die Here het dit eendag vir my gesê, terwyl ek juis oor trots geskryf het, daar's 'n ot in trots. Nou, daai ot in trots is juis wat maak, dat jy haatlik optree. En dan die tweede een is onvergifnis. En jy kan jou eie pa nie vergewe het vir dit wat hy 30 jaar gelede in jou lewe gedoen het nie. Maar jy sal vandag ander mense wat miskien net dieselfde tipe karaktereienskap het, presies dieselfde behandel, omdat dit jou dalk herinner daaraan. En dis hoekom ek sê onvergifnis maak dat jy die verlede in jou hede lewe. Vergifnis is een van die belangrikste dinge wat ons as Christen moet deurgaan. God het ons vergewe. Ons was sondaars. Ons was verlore, ons was bedoel om hel toe te gaan, maar God het ons vergewe uit liefde. God het uit haat vir sonde, maar uit liefde vir my en vir jou, sy seun gestuur om te sterf aan die kruis. En ons moet daar dieselfde ding vat en ons moet mense vergewe. En as ons nie vergewe nie, maak ons 'n deur wyd oop. Ek onthou ek sit eendag by 'n vroutjie en al wat by haar mond uitkom is hierdie bitterheid en hierdie suurheid en sy praat so lelik van hierdie persoon en van daai persoon en daai ene. En toe ek nou klaar, dit was maar net in 'n geselsie gewees en ek sê vir haar, weet jy moet vandag baie mooi vat wat ek vir jou sê, maar ek voel regtig dat jy iemand moet gaan sien. Want jy het soveel haat in jou hart en dit verander wie jy is. Ek wil vir julle 'n storie vertel wat vir my so mooi is en wat dit so mooi opsom oor hoe haat jou kan verander en jou kan stroop van dit, van die persoon wat jy werklik moet wees. Ek ken 'n evangelis en hy het hier in, ek dink is in die DRK, het hy 'n evangelisasie uitreiking gehou en daar was duisende mense die aand by die samekoms gewees. En in die skare was daar 'n man gewees, 'n jong man, wat 'n kinderslaaf, handelaar of ontvoerder of wat ook al is. Maar hy self was as jong seentjie, was hy ontvoer deur hierdie warlords en hulle het hom ingebring en hulle het dat hy gruwelike dinge doen om hom te initieer.
En as ek praat van gruwelike dinge, as jy net gaan lees wat hierdie arme kindersoldate moet doen om geïnisieer te word. Hulle moet hulle familielede doodmaak, hulle moet verkrag, hulle moet steel, hulle moet skiet, hulle moet vieslike dinge doen. Dinge wat jou hart sal verhard as jy hoor wat hulle moet doen. En die man was die aand by die samekoms gewees. En hy het sy hart daardie aand aan die Here gegee. En hy het tot bekering gekom. 'n moordenaar, 'n verkragter, 'n vieslike mens wat so hardheid van hart geword het, wat geword het dit wat hy gehaat het. Hy het al die reg gehad om sy oortreders, sy verkragters, sy mishandelaar te haat met alles wat hy in hom gehad het. Maar wat sou dit hom baat? Want weet jy wat het gebeur? Hy het net verander in dit wat hy die meeste gehaat het. Jy sien, haat verander wie jy veronderstel is om te wees. Haat verander die kor mens wie jy is. Geskape na God se beeld, geskape na God se karakter, 'n uitvloeisel, 'n uitbreiding van God self, van sy hart. En haat verander wie jy veronderstel is om te wees. Haat stroop jou van jou innerlike vrede. Dit stroop jou van jou menswees. Dit stroop jou van normale liefdevolle gedagtes. Dit stroop jou van opregte gebede. My gebed is net, Here, ek wil net opreg wees. Ek wil opreg bid. Ek wil dat my woorde opreg voor U sal wees. Haat stroop jou daarvan. Jy gaan nie in opregtheid kan bid as jy haat in jou hart het nie. Haat en selfhaat stroop jou daagliks van die mens wat jy vandag moet wees. Want jy kan vandag opstaan en jy kan net een gedagte kry van dat jy nie goed genoeg is nie, of 'n herinnering hoe jy verwerp was of mishandel was of wat ook al. Waar kom selfsabotering vandaan? Hoe is dit wat mense weet, maar dit wat ek doen is verkeerd? Hoe is dit dat hulle weet, maar ek moet nie rondloop in my huwelik nie? Hoe is dit dat hulle weet, ek moet nie skuld maak wat my in die moeilikheid gaan bring nie? Hoe is dit dat mense weet, dat drank en dwelms is nie goed vir hulle nie? Hoe is dit dat mense bulimia en anorexia het, of hulle sny hulle self, of hulle het hierdie selfmoordgedagtes? Maar het kom uit 'n plek van haat, en die vyand haat jou. Die duiwel haat jou, en hy sal hierdie goed oor jou bring. Hy sal leuns oor en oor in jou hart plant, en in jou gedagtes plant, sodat jy aanhou haat vir jouself en haat vir ander sal aanwakker, sodat hy juis kan steel en verwoes en moor. So ek gaan deur 'n lysie gaan nou, en ek wil net hê jy moet agslaan daarop, en laat die Heilige Gees vir jou op hierdie oomblik wys, wat is dit in jou hart, wat kan maak dat daar 'n groter deur kan oopgaan, en daar meer haat in jou lewe kan invloei, en wat 'n uitvloeisel sal word in jou lewe. So die eerste een is bitterheid. Ek weet nie of jy al ooit in so mense geselskap was nie, dat die bitterheid rol net uit hulle monde uit. Hulle is absoluut net bitter oor die lewe. Die lewe is vir hulle net 'n slegte plek. Alles is negatief. Hulle kan nie mooi goed sê van mense nie. Hulle kan nie eers mooi goed vir mense sê nie. Dit is altyd lelik wat uit hulle monde uitkom. Is altyd 'n buitery wat uit hulle monde uitkom. Is altyd negatief, suur, krities. Hulle is altyd besig om foute te soek. Hulle is altyd besig om foute te wys van ander mense. Is net 'n bitterheid. Hulle het 'n bitterheid teenoor spesifieke mense ook. Jy kan partykeer nie glo dat hulle so kan praat van familie nie. Dis jou dogter, dis jou ma, of dis jou skoonma van wie jy hierso praat. Is so 'n bitterheid. Nou daai bitterheid is gewortel in haat. Die tweede ding is woede. Mense wat hulle hiermee so vinnig verloor. Daai woede, want jy weet, woede is eintlik 'n selfbeskermingsgereedskap. So wanneer jy woede het, beskerm jy jouself. Dis makliker om kwaad te word as om te erken dat jy seer gemaak is. Hulle is bekleierige mense. Hulle vat maklik offense en aanstoot, en hulle neem die heeltyd aanstoot. Hulle is heeltyd op selfverdediging en selfvergelding.
jy moet altyd op eiers rondom hulle loop, want hulle kan enige oomblik snap, en dan is jy nou net in die pad, en hulle kan jou met hulle woorde, en met hulle dade, so seer maak, uit hierdie woede uit. Die derde een is jaloesie. Haat maak dat jy jaloers is op wat ander mense het, op die guns wat hulle het, op die vooruitgang wat hulle het, op die sukses wat hulle het, op hoe hulle lyk. Haat maak dit, want jy trek dit terug na jou selfhaat toe, maar nou maak dit dat jy eerder die mens haat, en eintlik wil hê ander mense moet ook hierdie mens haat, soveel soos wat jy hierdie mens haat, al weet jy nie eers dis haat nie, jy wil net nie hê hulle moet van hom hou nie. Nou as jy nie wil hê iemand moet van iemand hou nie, dan is dit eintlik 'n vorm van haat, of jy dit nou wil weet of nie. So wat gebeur is, jy is besig om daai mense sagkens, en baie subtiel, sal jy op daai mense se foute wys, jy sal krities wees teenoor hulle, jy sal risies veroorsaak, jy sal stir, jy sal 'n opsteek tussen mense, jy sal 'n saadjies plant van wantroue, so dit is wat gebeur met wanneer daar jaloesie in jou hart is. Jy sal die hele tyd probeer om te wys hoe sleg ander mense eintlik is, sodat jou eie foute nie raak gesien nie, wat weer terugkom by die plek waar jy jouself haat, en jy nie wil hê mense moet regtig die werklike mens sien, wat agter jou masker en agter jou muur is nie. So om op te som, haat word gedryf deur die duiwel. Haat begin eintlik by selfhaat. Jy hou nie van wie jy is, hoe jy is, wat jou kinderlewe was, waar jy vandaan kom, wat jou agtergrond is nie, wat die kleur van jou vel is nie. Dit is waar haat vandaan kom. En dit maak dat jy haat vir ander mense het, want hulle is wat jy eintlik wil wees. Spreuke 6 vers 16 tot 19 is 'n lys van die 6 dinge wat die Here haat, is eintlik 7, sê hy in die Bybel. En hy sê, hy het 'n afskie daarin, hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat onskuldiges doodmaak, 'n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter die kwaad aanloop, en 'n valse getuie wat leuns verkoop, en iemand wat rusie veroorsaak tussen die broers. En Galasiërs 5 sê in vers 19, die werke van die vlees of die praktyke van die sondige natuur is onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, is jou jaloesie, dronkenskap, uitspattigheid en allerhande dinge. Nou kan ek jou vandag vra dat jy eerder jou energie daarin sal sit om hierdie dinge te haat en nie mense te haat nie, en nie haatlik op te tree teenoor mense nie. Weet jy hoe seer is dit vir mense wat nie verstaan hoekom hulle verwerp word deur jou nie? Daar's 'n spreekwoord wat sê, seergemaakte mense maak seer, broken people break, hurt people hurt. En dit wat jy aan ander doen, weerspieël wat aan jou binnekant aangaan. En ek wil jou regtig vandag net aanmoedig, kom oor jou verlede, dat die Jesus werklik kom en jou kom genees, sodat jy iemand kan wees wat in liefde en in vreugde lewe, wat nie bitter is en suur is en almal moet bang wees vir jou en met op eiers rondom jou loop nie en onwelkom voel in jou geselskap en so aan nie. Want dit is presies wat haat doen. Jy voel net onwelkom in iemand se geselskap, want jy kan net daai haat voel hoe dit uitgeskyn word. Wil jy nie eerder daai mens wees nie? Daai mens wat 'n plesier is. Daai mens wat jy voel jy kuier by Jesus wanneer jy saam met hulle is nie. En ek weet daar's van julle wat vandag sê, maar ek kan nie vergewe. Ek kan nie daai persoon vergewe vir wat hy of sy aan my gedoen het nie. Jy weet nie wat daai persoon aan my gedoen het nie. Jy weet nie hoe seer hulle my gemaak het, hoe hulle my mishandel het nie, hoe hulle wat ook al gedoen het nie. Ek weet daar's van julle wat dit vandag sê. Maar kan ek jou ietsie sê, onvergifnis is soos om gif te drink en te hoop die persoon vir wie jy kwaad is, gaan dood. Want
Jou onvergifnis doen niks aan daai persoon nie. Hy gaan aan met sy lewe. Maar jou onvergifnis het 'n effek op jou. Dit verhard jou, dit maak jou bitter, dit maak jou wie jy nie veronderstel is om te wees nie. Dit verander wie jy is. En daarom wil ek vir jou so vra vandag, wil jy nie asseblief hierdie persoon vergewe wat jou so seer gemaak het nie. En ek gaan 'n gebed doen en ek gaan jou help. Maar ek wil hê jy moet hierdie selfde gebed vat en elke persoon of daad wat in jou hart opkom, en dit gaan dalk oor die naweek wees, dit gaan dalk lank vat, dit gaan dalk vinnig wees, ek weet nie. Maar soos wat die Heilige Gees dit oor jou bring vandag en jou herinner daaraan, en miskien emosies opstoot na jou toe, dat jy sal agslaan daarop, en jy hierdie persoon vergewe. Nou ek sê nie, en ek wil regtig hê jy moet baie mooi hoor vandag, ek sê nie, daar moet versoening wees tussen mense nie. Ek weet van mense wat as kinders molesteer is en hulle het regtig versoening met hulle ouers gehad as groot mense. Dit het gebeur al, maar ek sê nie dit is presies wat in jou lewe moet gebeur nie. Maar dat die Heilige Gees jou ook daar sal lei. Daar is toksiese, gevaarlike, perverse mense wat nie naby jou of jou kinders moet kom nie, maar moenie dat dit deur haat gedryf word nie, dat dit deur wysheid en God se beskerm gedryf word, nie deur haat nie, nie deur onvergifnis nie. So begin vandag om te vergewe. Dis al wat jy nou hoef te doen, is om werklik te vergewe. En laat die Here dan dit van daar af verder vat om te kyk wat verder met jou gebeur. So ek wil jou lei en ek wil vir jou leer hoe om hierdie ding te begin in jou lewe. Net daar waar jy sit, kan jy jou oë toemaak. En jy kan net saam met my bid, en jy kan dalk later hierdie gebed gaan neerskryf, en dan kan jy dit net op jou eie doen met elke persoon. Dan maak jy toe jou oë en sê, Vader, daar is mense in my lewe wat my baie, baie seer gemaak het. Daar's mense wat my verwerp het, daar's mense wat my amper gebreek het, en my amper verwoes het. Daar's mense wat my huwelik verwoes het, daar's mense wat my kinders seer gemaak het, daar's kinders wat my kleinkinders seer gemaak het. Daar's mense wat ek nie uit my eie krag kan vergewe nie. En is my makliker om hulle te haat, as om vandag hulle te vergewe. En ek bely dat daar haat in my hart is. So Vader, ek wil kom vandag, en ek wil, noem daai persoon se naam, vergewe vir die volgende. Ek vergewe daardie persoon, dat hy of sy dit aan my gedoen het. Ek vergewe die woorde wat hulle my toegesnou het. Ek vergewe hulle dat hulle nie daar was vir my nie. Ek vergewe hulle dat hulle my so seer gemaak het. Ek vergewe hulle dat hulle my verwerp het. Ek vergewe hulle dat hulle my gesjan het. Ek vergewe hulle vir die haat wat ek ervaar het vanaf hulle. Ek vergewe hulle dat hulle my gemaak het wie ek nie veronderstel is om te wees nie. Ek vergewe hulle vir die volgende dinge. En jy kan 'n lys gaan neerskryf van elke dingetjie, hoe klein dit ook al is. Ek vergewe hulle vir die naam wat hulle my genoem het. Ek vergewe hulle vir die hou wat hulle my gegee het. Ek vergewe hulle. Ek wil daai persoon vandag kom vergewe met my hele hart. En dan wil ek 'n stukkie verder gaan vandag. En ek is nie lief vir daai persoon, ek het geen liefde vir daai persoon in my hart nie. Maar Jesus, ek weet dat U vir hulle lief is. Ek weet dat U vir daai persoon lief is. En dit is vir my moeilik om dit te sê, want ek wil hê U moet hulle haat soveel as wat ek hulle haat, omdat hulle my so seer gemaak het. Maar ek vra vandag, en ek sê, dankie dat U lief is vir hulle. Dankie dat U liefde ook vir hulle is. En ek vra dat U in my hart enige vorm van haat sal kom verwyder, en dat U liefde net in my hart sal kom invloei, en in my hart uitgestort sal word. En dan 'n derde ding, Vader, ek bid dat U hulle sal seën, dat dit met hulle goed sal gaan, dat hulle sukses in hulle lewens sal hê, dat daar werklik vir hulle goeie dinge in die lewe sal wees.
Ek dank U vir hierdie proses wat U nou besig is om in my lewe te doen. Ek dank U vir hierdie proses van skoonmaak en vrymaking in my lewe. Ek wil dan nog 'n laaste gebed saam met jou bid en ek vra jou asseblief om jou hart oop te hou. Maak toe jou oë. Vader, ek bid vandag dat U vir my sal wys waar daar trots in my eie hart is, waar ek nog nie gaan jammer sê het vir mense, vir wie ek moet gaan jammer sê nie. Mense wat ek seer gemaak het, mense wie se lewens ek beïnvloed en verander en verwoes en gebreek het, bid ek dat U my vandag sal help om te gaan jammer sê. Ek kom vandag en ek bely hierdie sonde, waar ek haatlik opgetree het teenoor mense, waar ek mense gesjan het, waar ek mense verwerp het, waar ek mense seer gemaak het, waar ek, wat ook al ek gedoen het, of dit bewustelik was en of dit onbewustelik was, of dit net op reaksie was en of dit net op 'n plek is waar ek net onwetend was, maar ek bid vandag dat U vir my sal kom wys. Soos U woord sê, dat ek nie eers my offer na U toe sal bring, dat ek dit net daar sal los by die altaar en eers gaan regmaak met my broer of my suster of my ma of my skoonma of my skoonpa of my niggie of my neefie of wat ook al, maar dat ek vandag sal gaan en gaan jammer sê. Ek bely trots en ek vra U om dit uit my hart uit te trek, sodat U liefde deur my kan werk. Dankie Vader, dat U my bekragtig met nederigheid en dat ek van hier af uit kan gaan en vir mense kan gaan jammer sê. Amen. Ek sluit af met hierdie boodskap en ek weet dit is 'n harde boodskap gewees, maar partykeer moet ons dit hoor, sodat ons dit juist kan verander. En mag jy van hier af regtig van krag tot krag gaan, in Jesus se naam.